Goeiemôre radioluisteraars. Vanoggend die 5de Oktober wil ek vir jou die woord bring uit Genesis 3 uit. En dit is iets wat elke liewe mens raak. En as ons mooi hoor wat die woord van die Here vir ons vanoggend sê, gaan dit ook baie antwoorde in ons lewens wees. So voordat ons enigstens gaan verstaan wat die woord van die Here vir ons wil sê, kom ons bid saam en ons soek die aangesig van die Here en ons vra hom, Here, help ons asseblief. Abba Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan gaan as ons God. Jesus, baie dankie dat U aan die regterhand van Vader God sit, dat U dwars deur ons kyk, Here, en dat U vir ons intree, U wat ons die beste ken. Heilige Gees, dankie ook dat U binnekant in ons is, om ons te help. Here, ek bid vanoggend, dat daar nie een mens sal wees wat oorgeslaan word, wat na hierdie uitsending kyk, hierdie uitsending hoor, wat nie geraak sal word nie. Daarom bid ek, Here, vir harte om ontvanklik te wees, vir hulle gees mens om te hoor, wat U vir hulle wil sê. Here, ek bid, dat U deur ons sal beweeg, dat U vir ons antwoorde gee, vir ons rigting gee. Here, dat U plan aan ons bekend maak. Dankie, Here, daarvoor. Amen. Ek gaan saam met jou lees vanoggend uit Genesis 3 uit, 'n baie bekende gedeelte, maar ons gaan hom lees soos wat Heilige Gees my geleer het om hierdie gedeelte te verstaan en hoe ek ook op die platform van Hosanna baie ander ook geleer het om dit te kan verstaan. Nou Genesis 3 sê dat die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, vir Eva, is dit so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Nou hier moet ons duidelik sien, dat hierdie slang wat in die boom was, wat met Eva gepraat het, wat die vyand was, het homself nie gemaak nie. So baie keer dink ons, as ons in geestelike oorlogvoering gaan, dat ons meer die vyand moet veg as iets anders. So daar lees ons al klaar, daar is een wat groter is as hierdie vyand. Hoekom het God vir Satan gemaak? Eintlik moet ons dit vra. As God 'n God van liefde is, hoekom het hy dit gemaak? As jy reg aan die woord kyk in Jesegiel, dan sal jy sien, die opdrag van Lucifer was gewees om die aanbidding in die hemel te hanteer. So hier sien ons dat hy kan praat. Ons sien hy weet wat God sê in ons lewe. En Eva sê toe, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. So ons sien duidelik, daar was 'n boom in die middel van die tuin, wat God gesê het, van daardie vrug mag hulle nie eet nie. Ons weet ook, dis die boom van kennis, goed en kwaad. Ons weet ook, dit was nie 'n fisiese vrug nie, maar dit was kennis, wat hulle nie moes opgedoen het nie. Nou mense word altyd geleer, dat dit 'n appel was, of iets was, wat sy gevat het. Dit was nie dit nie, dit was kennis gewees. As ek nou vir jou sê, jy het die vrug van die Heilige Gees in jou, om dit vir jou te verduidelik, dan gaan jy nie iewers in jou siel en in jou gees my vrugte kan wys nie. Want dit is die kennis van liefde, van vreugde, van vriendelikheid, van goedhartigheid,
van nederigheid, van selfbeheersing wat binnekant in jou is. Dis nie 'n fisiese vrug nie. So God sê vir hulle, van al die ander bome mag hulle kos van eet, maar van die boom, van kennis goed en kwaad, wat in die middel van die tuin is, mag hulle nie eet nie. Wat sê die slang? Hy sê daarso, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, toe sy daardie kennis kry, toe sien sy, dat hierdie boom goed was om van te eet. So haar sintuie is dadelik aangeraak. Toe sien sy dit met haar oë. Sy sien dat dit 'n lus is vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en sy eet, en sy gee ook aan haar man by haar, en hy het geweet. Nou, enige een van ons word elke dag met hierdie selfde toets, met hierdie selfde boom omring. En ek gaan dit vir jou nou verduidelik. Toe sy dit vat en sy gee vir Adam wat by haar staan, want Adam was die opdrag voorgegee, bewaak die tuin, bewaar die tuin en bewerk dit. Toe vat sy en altyd sy oë gaan oop. En toe sien hulle is naak. En toe het hulle vye blare aan mekaar gaan werk, om vir hulle klere van te maak. En hulle het die stem toe van die Here gehoor, terwyl die Here wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle self toe gaan verberg, vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En die mens antwoord, hy sê, ek het u gereis, gehoor in die tuin, en ek het gevrees, want ek is naak, en daarom het ek my verberg. Hy sê toe God sê, en hier is my gedeelte wat ek jou oor wil bedien. Wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou, wat u my gegee het, om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. En daarop sê die Here aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Nou, hoe het ons reg in die begin geluid? Psalm 8 vers 5 tot 9 sê vir ons, wat is die mens, dat u aan hom dink? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, met eer en heerlikheid het u hom gekroon. So, van die begin af, was die bekleding van die mens, die eer en die heerlikheid van God. Toe kom die mens, en hy kry die kennis van die vyand af, van Satan af. En God se woord sê vir ons, gee aan die vyand geen vatplek nie. So die eerste wat gebeur het is, hulle het van die kennis van Satan gevat. Watter kennis gee Satan vir ons? Hy is 'n mensemoordenaar, hy is 'n dief en hy is 'n leienaar. So, toe sy gepraat het met die vyand en sy het gevat wat hy sê, sy het begin glo wat hy sê, het daar iets met die mens gebeur wat hom naak gelos het, dat die eer en daar die heerlikheid wat van hom afgeval het en hy was naak gewees. Met ander woorde, hy was toe baie minder gewees, geesmens. En toe sy met hom begin praat het sy met hom begin praat
in daardie deel waar haar heerlikheid en Adam se heerlikheid afgeval het. God vra toe, waar is julle? En dit is 'n vraag wat ons altyd moet kan antwoord. Want as ek en jy kan sê, waar ek vandag is, in gebed, dan kan die Here my help, as ek die waarheid daar met hom praat. Met ander woorde, daar is die vlees mens toe nou, en dit is hoe ek en jy geskape is, 'n mens, maar eintlik wat ons gees was. Jy moet mooi dit verstaan, gees, hoekom sê ek hulle was gees? Want God is gees, en die wat hom aanbid hom in gees en waarheid. So hulle kon God gehoor het, hulle kon die gedruis van sy voetstappe gehoor het, hulle kon gehoor het daardie geruis wat in die aandwyntjie was. Hulle kon hom so beleef het. En die oomblik toe die vyand deur die sintuie van Eva die aandag op die boom gesit het, is die mens se siel geraak. En ek wil so rukkie stil staan by hierdie deel, die siel wat die kennis inneem, jou onderbewussyn. So, wat het daar gebeur? Hulle het die leuen van die vyand gevat, as mensemoordenaar, het hulle gees mens, met ander woorde kan jy sê, van hulle afgeval, dood gegaan. Daar het hulle begin vrees ervaar. Vrees wat binne in hulle is, daar die vrees van elke mens van ons is nie goed genoeg nie. En wat hulle gaan doen het was, om hulle self te probeer bedek, sodat hulle weer iets om hulle het, wat hulle gesien het, hulle is naak. En daardie naaktheid is daardie gedeelte, dat hulle presies kon sien, hoe swak hulle is, en hoe weerloos hulle is. So die eerste wat gebeur het is, hulle het gepraat met die vyand, wat God sê, moenie die vyand 'n vatplek gee nie. Hulle het in vrese geval, wat God se woord vir ons 365 keer sê, moenie vrees nie. Vrees het in hulle gegaan vir God. Die volgende wat gebeur het is, hulle het mekaar beskuldig. Beskuldiging wat naderhand in ons sielste mensie die oorsaak het van depressie. En hulle het ook mekaar verwerp, mekaar seer gemaak. En daar het sy ook gesê, maar dis nie my skuld nie, dis die vyand se skuld. En daar het ons skuld op mekaar begin pak. Hoekom sê ek vir jou al hierdie goed? Want dit is hoe dit gelyk het in die begin. Dis ook hoe jy en ek as mens lyk. Dat jy geesmens is, met 'n siel wat in jou is, en jy woon in 'n liggaam. Dit is jou situasie. Elke dag word jy gekonfronteer met goed wat jy sien. Jy sien mense se houding, jy sien wat mense aan jou doen. Jy sien goed, en dit herinner jou aan goed wat met jou gebeur het. Jy hoor goed, stemme. Elke dag praat daar hierdie stemme met jou. God, die Heilige Gees se stem. God hoef nie 24 keer of 24 hours 'n dag met jou te praat nie. God is seker waar hy is. Hy is nie onseker nie. Maar wat is die stem wat jy 24/7 hoor, is die vyand se stem. Want hy wil seker maak, dat jy as kind van God, daardie bekleding van jou verloor, wat in jou geesmens is. Hy wil seker maak, dat jy nie meer uit gees uit leef nie. Want in jou gees, daar is die Heilige Gees. En dit is wat hy wil verhoed. So hy kom met alles, wat in jou sielste mensie gebeur het, na jou toe.
elke liewe ding wat in jou siel gebeur het, wat in jou onderbewussyn lê, kom hy en hy vat dit na jou liggaam toe, waar jou brein is, sodat jy hierdie goed moet kan onthou. Vanoggend se preek is dalk bietjie baie intens, maar dit gaan iets wees wat jou gaan vrymaak, waar jy hierdie goed moet hoor. So, dit is hoe dit is. Nou kom Jesus en hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan lees ons in Matteus 15 nie, ons lees in Romeine 15, Johannes 15, hoe ons in God is, en Jesus in ons, en die Heilige Gees ook in ons is. Ons in hulle woord in ons in hulle. So, nou kom ons, en ons kyk na hierdie gedeelte. So, wat het gebeur in die eerste plek? In die eerste plek wil ek dit vir jou so verduidelik, dat ons sê baie keer dat Jesus kruisiging toe gegaan het. En ja, hy is gekruisig, maar nou wil ek vir jou iets wys. As hierdie Jesus is, en hierdie is ek en jy, dan het hy as ek en jy na die kruis toe gegaan. Alles wat jy en ek beleef in my gees, my siel, my liggaam, so het Jesus vir my na daardie kruis toe gegaan. So is ek vanoggend stikkend in my siel. Is ek vanoggend 'n twyfelaar? Is ek vanoggend siek in my liggaam? Wat in my gees aangegaan het, my siel en my liggaam, het hy my in hom geneem en is hy na die kruis toe. So alles van my het hy vir my gedra. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Toe kan jy sê, het hy alles van my gedra. Alles. Jesus kom toe, en hy staan op, uit die dood uit. En ons weet, hy het ons verteenwoordig voor Vader, later, dat sy bloed op die altaar was van die hemele, sodat Vader sy bloed, Jesus se stem, hoor roep vir jou en vir my. So, ons is in Jesus, dis wat die woord vir ons sê, ons is in hom, sy woord is in ons, daardie woorde wat hy gespreek het, oor jou en my wat volbring is, dit is binnekant in my, elke woord van God is binnekant in my. As daar gestaan, geskrywe in God se woord, is sy woord binnekant in my. Toe kom Jesus, en Jesus sê, maar ek los julle nie alleen nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees. En Heilige Gees, wie nie net die vuur is nie, die lewende water is nie, die krag van God is nie, maar wie God self is, wat hy ook binnekant in ons kom woon het. So met ander woorde, binne ons, sê Paulus, is daar 'n krag. Goed, nou wil ek by daardie gedeelte uitkom. Filippense 4 vers 7. Vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Mense vra my altyd, hoe kan ek seker wees dat dit God se stem is, dat dit die Here is wat met my praat? Die vyand kan nie op 2 plekke gelyk met jou praat nie. Hy kan nie gelyk met jou praat in jou verstand en in jou hart nie. En as daar vir jou 'n twyfel is, en jy probeer dit met God se woord
regstel. Ek sê, jy probeer dit met God se woord regstel uit jou krag uit. Is daar vir jou 'n groot waarskuwing vanoggend? Hoekom sê ek dit vir jou? Want ek het vir jou gewys in Genesis 3, dat die vyand weet wat God gesê het. So, as jy dinge doen in 'n rush, as jy dinge doen uit jou emosies uit, dan kan dit nie God se stem wees nie. Maar as jy vrede begin ervaar, wat alle verstand te bowe gaan. Jesus het gesê, ek het gekom om vrede te bring. My vrede is die swaard. As jy op daardie plek kom, en is nie vir jou 'n challenge nie, dan moet jy baie versigtig raak, of dinge nie vir jou net te gemaklik is nie. Want hy sê, hy het gekom om die swaard te bring. Daardie swaard bring skeiding is sy woord tussen murg en been. Daar praat ons van genesing. Ons praat van hy's skerper as 'n tweesnydende swaard, om te skei jou gedagtes en jou siel, om te hoor wat in jou gedagtes aangaan, om daardie oorlegginge te toets wat daar aangaan. Hy bring skeiding tussen siel en gees. So, ons kom weer by die gedeelte. Jesus vat my in hom, hy gee vir my die Heilige Gees. Dan kom hy en hy sê, dat hy in die Vader is. Jesus is in die Vader, en hy sê dan ook, ons is verborge in Vader. So dit is hoe die prentjie dan lyk op die einde van die dag. So waar is ek en jy? As die woord vir ons sê, ons sit in hemelse plekke, saam met Jesus, dan beteken dit, dat ek en jy gemaak is, om te heers. Ons is gemaak, om te heers, en ons kom weer terug na dit toe. Wat is die vrese, wat in my is? Who have told you that? As jy gaan, en jy gaan na die eerste vrees toe, wat jy ooit beleef het. Jy sê vanoggend vir Jesus, Here, ek weet, U het vir my gesterf aan die kruis, vir my vrese, vir my angs, vir my paniekaanvalle. U het vir my daarvoor gesterf. U weet wat dit is. Maar Here, vanoggend het ek dalk nog nie gekom en daardie vryheid wat U vir my gegee het aan die kruis gevat nie. Ek het dalk nog nie daardie krag van U bloed gevat nie. En dan wil ek vir jou die volgende wys, hoe vat ek dit? Ek vat dit so, as hy my geneem het, as ek na die kruis toe gegaan het, het hy vir my iets gegee, het vir my sy bloed gegee. En nou moet ek weer sy woord in my neem, want hy sê, vergewe, om vergewe te kan word. En ek gaan vanoggend na Heilige Gees toe, en ek vra vir hom, ek sê vir my Heilige Gees, U is binne my. U weet alles wat binne my aangaan, weet U, alles. U weet waar die vrees vandaan gekom het. Here, U kan my wys. En dan sal hy jou wys. En jy sal begin agterkom, dat waar die vrese begin het, hy dit vir jou begin wys. Dan sal jy kom by die plek, wat jy vir hom kan sê, Here, daardie een wat my seer gemaak het die eerste keer, wat verwerping in my gebring het, Heilige Gees, U is binnekant in my, U is binne my. Ek wil daardie persoon vryspreek. Ek wil nie meer met daardie verwerping loop nie. Want sê nou, ek bly loop met vrees binne my.
sal ek bly veg. Ek sal bly minder wees as wat God wil hê ek moet wees. Sê nou daar is daardie verwerping in my. As ek geskit word in hierdie lewe, die verwerping, wat gaan uit my uitkom? Verwerping. En ek gaan die mense, die naaste aan my, seermaak, omdat ek dit binnekant in my het. Daardie woorde ook van skuldgevoelens, waar hulle mekaar beskuldig het. Dit wat binnekant in my is, wat gaan uit my uitkom? As ek nie daarvan genees is nie, wat gaan uit my kom? Ek gaan nooit my eie skuld kan ervaar en aanvaar in 'n situasie nie. En ek sal altyd mense verwyd en ek sal altyd mense beskuldig, omdat daar 'n skuld in my is. Who have told you that? Wie het jou te kenne gegee? Wie is daai eerste een wat jou vals beskuldig het? Wie is daai eerste een wat jou wil beskuldig en wat daardie beskuldiging die res van jou lewe saam met jou loop? Wie was daardie prediker? Wie was daardie leier wat van jou minder gemaak het as wat jy is? Wat jy altyd iets sal probeer doen en wees in God se koninkryk wat jy nie is nie. Wie was dit? Spreek daardie persoon vry. En dan Jesus se woorde, wat hy gesê het, deur my wonde sal daar vir jou genesing kom. So, as hierdie ek is, sy bloed in my wat ek uitgooi, binnekant in my, sy genesing in my, en hierdie is dan in Jesus, en ek is in God, is dit my werklike posisie as kind van God. En dan sal ek daardie vrede ontvang wat Jesus van gepraat het, wat alle verstand te bowe gaan, my sinne en my hart bewaak. Wat praat van my gees, wat praat van my siel. Dit is hoe ek by daardie vrede uitkom. Ek het in die week, het ek hierdie gesien en ek het dit op my status gesit van 'n prediker wat dit beskryf het. Van God, Jesus in God, Heilige Gees in my, so ons is toe in God, waar ons verborge is. Maar toe het ek besef, daar's baie groter as wat net dit is. Daar is ook sy woorde wat binnekant in ons gaan. En wat gaan die vyand doen? Hy gaan jou hou by daardie middelste boom om van dit te eet. En as ek jou vandag vra, waaraan dink jy die meeste? Dan gaan dit kennis wees van goed of van kwaad. Dan sê die woord vir jou, pas op wat jy hoor, want daar kan bygevoeg word. Waar praat die vyand met jou? Hy praat met jou hier, en hy beïnvloed dit hier, wat hier met jou gebeur het. So jy mooi hoor vanoggend. Hy ken God se woord, hy kan God se woord vir jou quoteer, hy het dit vir Jesus gedoen, op daardie berg van versoekinge, 3 keer, wat hy met Jesus, met God se woord, na Jesus toe gekom het. Jesus het elke keer gesê, daar staan geskrywe. Want alles sal vergaan, maar sy woord sal altyd bly staan. En dit is wat ek vir jou vanoggend mee wil los. So dikwels, soos julle
daaraan dink, het Jesus gesê, herdenk julle my dood. Daardie dood beteken my en jou se nuwe lewe. Alles wat met jou gebeur het, kan jy na Jesus toe gaan. Want die Heilige Gees is binnekant in jou. Hy weet alles. Ons sê altyd, die Here hoor ons nie, of hy weet nie van ons nie. Hy weet soveel van jou dat hy binnekant in jou is. Maar die vraag is vanoggend, by hierdie deel, het jy Jesus geneem as die een wie vir jou intree? Het jy Jesus as verlosser aangeneem? Is hy jou redder? As hy jou redder is, dan kan jy van iets seker weet. Jy is in hom. En hy sê, niks kan jou van God se liefde skei nie. En as jy Jesus aangeneem het, dan sê die woord vir jou, het jy die versekering dat God, die Heilige Gees, saam met jou gees sal getuig dat jy kind van God is. En as jy kind van God is, dan is jy binnekant in hom en sy woorde in jou. Kom ons bid saam, as ons vanoggend communion gebruik, as ons vanoggend die liggaam van Jesus tot binnekant in ons neem. Here, dankie dat ek nie alleen is nie. Dankie Jesus, dat ek nou weer my lewe vir U kan gee. Here, ek gee vir U vanoggend, gee ek, Here, my gees, ek gee my siel, ek gee my liggaam vir U. Here Jesus, dankie dat ek U bloed vanoggend kan drink, alles wat U vir my gedoen het, sodat ek elke mens kan vergewe en kan vryspreek. Dankie Here, dat binnekant my is. Dankie vir U genesing, Jesus wat binnekant in my is. Dankie Here, Jesus, dat ek nou kan vra, dat U my sal vul met die Heilige Gees. En dankie Jesus, dat U my vanoggend weer die versekering gee, ek is 'n kind van God. Vader, dankie dat ek U nou kan vra. Alles wat in die wil van U is, en ek weet, ek sal dit ontvang. Maak my ore oop vir U stem. Maak my oë oop om U te sien. Maak my ontvanklik vir U, Here, wie my leer. Amen.